Môre almal. Ek het verlede week die voorreg gehad om 'n vriend se begrafnis in Grootbrak rivier te lei. Wat my opnuut weer getref het, is die pad hier van Bloemfontein af na Grootbrak. Die natuurskoon van ons land het my net weer diep geraak. Was net vir my weer so mooi. Die berge, die groen, die see, alles het net met my gepraat. Die vriende van my het onlangs eers, hier in die begin van die jaar, het hulle na Grootbrak verhuis. So hulle is die nuwelinge, die inkommers, die vreemdelinge op 'n manier. En wat my nog meer getref het as die natuurskoon, was die wyse waarop hierdie nuwe buurt waarin hulle bly, die mense daar hulle ingetrek het, hulle deel gemaak het van hulle. Die straat waarin hulle bly, daar die mense het uit hulle pad uitgegaan. En veral die begrafnisgangers 'n maaltyd en allerlei smaaklike dinge voorberei wat ons kon nuttig na die begrafnis. Daardie omgee, daardie simpatie en empatie het my hartsnare geroer. En dit het my nogals laat dink aan 'n verhaal wat 'n mens ook in die Bybel lees. Die verhaal van die vrou wat Jesus met nardesolie gesalf het. Want dit is ook 'n verhaal van omgee. Maar kom ek lees dit, soos wat dit in die Markus Evangelie staan. Markus 14 vanaf vers 3. Terwyl hy in Betanië in die huis van Simon die Melaatse aan tafel aangelê het, het 'n vrou met 'n albasterfles met baie duur egte nardesolie gekom. Die albasterfles gebreek en die olie oor sy kop uitgegiet. Sommige het verontwaardig onder mekaar gesê, waarom het hierdie verkwisting van die kosbare olie plaasgevind? Hierdie olie kon vir meer as 300 denarii verkoop word, en dit kon aan die armes gegee word, en hulle het hieruit uitgevaar. Jesus het egter gesê, laat haar begaan. Waarom maak julle dit vir haar moeilik? Sy het 'n goeie daad aan my bewys. Die armes het julle immers altyd by julle, en wanneer julle wil, kan julle aan hulle goed doen, maar vir my het julle nie altyd nie. Wat sy kon doen, het sy gedoen. Sy het vooruit my liggaam gesalf met die oog op my begrafnis. Amen. Ek sê vir julle, waar in die wêreld ook al die evangelie verkondig word, sal daar ter herinnering aan haar vertel word van wat sy gedoen het. 'n Kosbare verhaal. Jesus sê van haar, wat sy kon gedoen het sy gedoen. Nou as ons daar lees dat dit baie duursame olie was, dan is dit verseker so. Na die jare het hierdie olie daar van Noord-Indië gekom, want dis waar die nardesplant gegroei het. En as daar nou gesê word 300 denarii, dan beteken dit was ongeveer 'n arbeider se loon, se geld vir 'n jaar, se jaar se werk. So dit is inderdaad baie duur olie gewees. En daarom kan 'n mens iets van die verontwaardiging verstaan van mense wat sê, maar hierdie baie geld kon ons gebruik het om vir die armes te help. Jesus, of kom ek sê liewer so, vir hierdie vrou het dit nie oor die geldwaarde gegaan nie. Sy wou iets vir Jesus teruggee, terugdoen, vir ook sy goedheid aan haar. En wat sy kon, dit het sy gedoen. Hierdie duursame olie het sy Jesus mee gesalf. En dit sê vir my, ook in die opmerking van Jesus, dat as ek en jy aan iemand goed kan doen, dan moet ons dit doen. Wat ons kan doen, behoort ons te doen. En so in hierdie week wat nou voor ons lê, mag dit ook waar wees van jou en my. Dat die mense wat dalk op jou en my pad kom,
dat ons ook sal doen wat ons kan, om ook om te gee, om ook te help soos wat dit moontlik is. In die Johannes Evangelie van hierdie selfde verhaal word daar gesê dat die geur van die nardesolie het die hele huis gevul, daardie lieflike geur van nardesolie. Mag jou en my dade van omgee ook so 'n lieflike geur wees, wat so versprei in die omgewing rondom ons. Maar laat ons nie nalaat om ook goed te doen, ook aan mekaar nie, om te doen wat ons kan, om te gee. 'n Mooi week vir elkeen van julle. Sterkte vir die van julle wat werk. Bly warm, bly veilig. En mag julle ook weer eens ook die nabyheid van die Here ons God beleef.